Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Here en Verlosser, wat ons roep tot 'n pad van getroue navolging en van die Heilige Gees wat ons krag en moed gee om daardie pad te loop. Amen. Ons gaan die volgende paar liedere saam sing. Ek herinner net weer, ons kan staan en dit saam sing. As jy dalk bietjie moeg word of nie die hele tyd wil staan nie, is jy meer as welkom om te sit en dan ook saam met ons te sing. So kom ons sing die volgende 4 liedere saam. Jesus,
Is nou een koning en
Goed, dis gewoonlik waar ons nou ons gebruikelike familiemoment het, maar soos julle kan sien, is die kinders almal nog in die bed vanoggend. Ons blameer hulle ook nie na 'n lang kwartaal nie. Maar dit is altyd belangrik dat ons ook in die begin van die diens onsself fokus op waaroor ons vandag eintlik praat en wat die Here wil hê ons wil hoor. So, ons is in koninkrykstyd, ons het dit nou al 'n paar keer vir mekaar gesê. En in koninkrykstyd praat ons oor hoe om Jesus te volg, dood eenvoudig. Nou die prentjie wys mooi vir julle die sandale wat hulle gedra het. In ons taal praat ons mos sommer net van plakkies. Baie mense sê vissies aan die ander kant wat deur jou tone kom. En as ons aan hierdie plakkies dink, dan dink ons aan iemand met vuil voete, iemand wat die stofpad loop. En dan vra Jesus vir ons ook in hierdie koninkrykstyd om jou plakkies aan te trek en om te volg. En hy roep ons om so sy disippels te wees en bereid te wees om die stofpad te loop en ons voete ook vuil te maak. So daar's 'n vraagie op die bord, ek wil hê ons moet so klein bietjie met mekaar praat waar ons daar sit. En die vraag is, hoe het jy Jesus begin volg? Nou daar is 'n klomp verskillendes, ek gaan so 'n paar voorbeelde gee. Party mense sê hulle het hulle hart vir die Here op 'n kamp gegee. Ander sê dit was in 'n erediens. Party van die mense sê in 'n skoolsaal, daar waar die onderwyser met hulle gepraat het. Daar is 'n klomp verskillende moontlikhede. So daar waar jy sit, praat vir 'n oomblik met die mense om jou. Wanneer en hoe het jy vir Jesus begin volg? So, wie het vanoggend in die spieël gekyk toe hulle besig was om reg te maak? Ek dink nie eers dis 'n regte vraag nie. Ons almal kyk gou-gou vinnig of in die kar spieeltjie of waar ook al ons is om seker te maak ons is reg. En 'n spieël wys ons natuurlik hoe ons van buite lyk. Nou ek het nou 'n spieël saamgebring hier vanoggend. Hy's nou nie baie skoon op die oomblik nie, maar op die ou einde 'n spieël wys vir ons net hoe ons aan die buitekant lyk. Maar daar's so klein ietsie wat die spieël nie vir ons kan wys nie. Hierdie spieël kan nie vir my wys hoe lyk ek van binne nie. Dit kan nie vir my wys hoe lyk my hart, waaraan ek dink, waaraan ek glo, hoe dit van binne wat binne in my is, ons het nou al 'n paar keer gesê, uitborrel na buite toe. So 'n spieël is 'n wonderlike ding, want jy kan baie mooi lyk, hare mooi gekam, die mooiste klere, maar as dit wat in jou hart is nie reg is nie, loop dit nie oor na buite toe nie. Dan wanneer jy daai plakkies aantrek, dan help dit ook nie regtig, jy probeer volg nie, want op die einde van die dag, dit wat binne jou is, borrel uit na buite toe. En die enigste een wat regtig vir ons kan wys, wat binne ons aan die gang is natuurlik Jesus. Jesus, God, die Gees, wys vir ons, dat wat hier binne in jou hart moet wees. Dit wat die mense eintlik nie kan sien nie, moet hulle kan ervaar, dat jy 'n gelowige is. Moet hulle kan ervaar in jou teenwoordigheid, dat dit wat jy sien in die spieël nie saak maak nie, maar dit wat daar binne is. Dit wat uitborrel as jy kwaad is, as jy gelukkig is. Dit wat uitborrel as jy besig is met enige iets, is jou geloof, wat Jesus binne in jou hart plaas. So, ons kan 'n klomp idees mekaar gee, hoe kan ons dit laat uitleef, en ek dink almal van ons wat hier sit, waar ons ook al betrokke is, kan plekke noem, waar ons meer hierdie liefde kan laat uitborrel. Hoe ons meer ander mense so kan hanteer. Maar hier's 'n uitdaging vir julle vir die week. Elke oggend wanneer jy in die spieël kyk, sê vir jouself, ek wil vandag meer soos Jesus wees. En dan gaan doen jy dit. Dan gaan doen jy iets mooi vir iemand. Dat dit wat hulle nie kan sien nie, uitloop uit jou uit. Dat hulle kan sien jy's 'n disipel, 'n gelowige wat die pad van Jesus volg. Ek gaan hom nou eers hierso sit. Ons sou 'n ander liedjie gesing het
'n kinderlied wat sê ek wil meer en meer lyk soos Jesus, maar nou gaan ons laat ons skyn vir Jesus. Kies tog, daar vergeet ek die liedjie se woorde. Laat ons skyn vir Jesus, want dis tog wat ons doen. Dit wat hier binne ons is, moet so uit ons skyn en borrel, dat ander mense dit kan sien. Dis 'n kinderliedjie, maar ons gaan hom vandag lekker saam sing. So kom ons staan op, en dan sing ons al 3 verse. Jesus met 'n helder glans, skyk soos die sterre die hemelsans, in die donker wêreld waar die nag verdwyn, skyn daar net 'n ligie op ons skyn. Laat ons skyn vir Jesus met blydskap sing. Says of His boodskap ook al gebring, lei, hy stap met jou saam, skyn dan so vir Jesus net waar jy gaan. Laat ons sing vir Jesus waar van jou, moenie langer wag nie, doen dit sommer nou. Laat ons hierom lewe, vanuit elke dag, skyn dan so vir Jesus, ek gee jou krag. Skyn dan so vir Jesus, ek gee jou krag. Ons kan sommer bly staan, dan gaan ons geloof saam hardop bely, al is ons anders, al dink ons anders, al doen ons dinge anders, is ons geloofsbelydenis die een ding wat ons almal dieselfde maak, een in God. So kom ons sê saam hardop ons apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar weer sit. U het nou geleentheid om die Here met die offergawes te dien. Daar op die bord is die SnapScan. En hier is ook 'n oomblik waar ons saam kan sit en dink, waarvoor is ons dankbaar vir dit wat die Here ons mee geseën het. So kom ons neem 'n oomblik. Daar waar jy sit, gaan ons nou nader tot die Here sing.
om ons ook in te stel vir die woord van God wat ons nou gaan saam lees en dit wat ons gaan hoor. So u kan maar bly sit en dan sing ons nader tot die Here. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 9 uit. Terwyl ons so met die Bybel voor ons oop sit, kom ons sluit die oë en dan praat ons met die Here. Here ons God, U het U Seun gestuur om vir ons die weg van liefde, gehoorsaamheid en selfopoffering te wys. Dankie dat ons vandag mag stil raak in U teenwoordigheid. Ons kom soos ons is, met vrae, met drome, met dinge wat ons vashou. Maar U roep ons om U te volg sonder voorwaardes. Gee dat ons in hierdie erediens duidelik U stem sal hoor. Maak ons harte oop vir die woord, ons oë oop vir die pad, en ons lewens vir die leiding. Amen. Goed, ons lees saam met Lukas 9 vanoggend, ons gaan lees vanaf vers 51. Lukas 9 vers 51. Die opskrif daar is, 'n Samaritaanse dorp wys Jesus af. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het toe omgedraai en hulle skerp tereggewys.
Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Hoe Jesus gevolg moet word. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Net tot sover. 'n Jong seun vertel hulle het op 'n koue oggend agterna sy pa aangeloop en deur al die lekker vars sneeu wat daar lê. En hy het versigtig probeer om in elke voetspoor van sy pa te trap. Nou dis nie maklik nie, want die spore is groot en sy pa se bene is langer en die sneeu was baie diep gewees. Maar hy het aanhou probeer. Totdat hy sien sy pa is op pad na 'n plek waar hy nou nie eintlik hoort nie. En toe draai hy maar om en loop aan 'n pad. Hy sê later, ek het in pa se voetspore geloop, maar toe ek sien waarheen hy gaan het ek besef, ek wil nie daarheen gaan nie. Nou gemeente, vandag moet ons vir onsself vra, waarheen is ons op pad? En nog belangriker, wie trap in ons spore? Want as ons sê ons volg Jesus, beteken dit ons volg hom Jerusalem toe. Die pad van gehoorsaamheid, van lyding, van opoffering. En dis nie 'n maklike pad nie. Die evangelie van Lukas verander koers hier in vers 51. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, lees ons. En die oorspronklike Griek sê iets soos, hy het sy gesig vasgesit. Dis nie 'n geografiese besluit nie, dis 'n geestelike besluit. Jesus kies Jerusalem met alles wat dit behels, die verwerping, die smart en die kruis. Hy weet wat wag en hy draai nie om nie. Hierdie keuse is nie 'n afwesigheid van vrees nie, dis 'n teenwoordigheid van vasberadenheid vir wat hy moet doen. En dit dwing ons om te vra, hoeveel wat ons maak, die keuses van wat ons maak, is regtig soos Jesus. Nie gebaseer op gemak of sukses nie, maar werklik op die wil van God. Jesus stel hier vir ons 'n model van wat dit beteken om gehoorsaam te wees aan die Vader, selfs ten koste van homself. Nou lank terug het Sam Jones as prediker dikwels sy gehoor betrek en hulle het al groot aanbiedings gehad. En een Sondag het hy vir die gemeente gesê, kom ons verbeel ons kerk is 'n lokomotief. Watter deel van die lokomotief sal jy nou graag wil wees, vra hy. Die een man het sy hand opgesteek en gesê, ek sal graag een van die wiele wil wees, wat help dat die trein op die spoor bly beweeg. 'n ander een het gesê, ek sal graag die vletjie wil wees, wat God se lof dwars deur die land verkondig. 'n ander persoon het gesê, ek wil die steenkool wees, wat myself opbrand vir Jesus. En op hierdie punt het Sam Jones breed geglimlag en gesê, nou praat jy. Broers en susters, ons het te veel vletjies en wiele in die kerk, wat ons nou nodig het is meer steenkool. En Sam Jones het hier gepraat van hierdie commitment, hierdie toewyding, wat ons as volgelinge vir Jesus moet hê. Daardie daaglikse onderhoud, daardie daaglikse instandhouding, daardie daaglikse, ons is disippels, ons gee onsself vir God. Soos daai steenkool wat aanhou brand. Jesus stuur sy boodskappers vooruit na 'n Samaritaanse dorpie toe om te gaan voorberei vir sy aankoms, maar hierdie dorp verwerp hom, omdat hy op pad is na Jerusalem. Hulle hou nie van die Jode nie, en hulle hou nie daarvan dat die Jerusalem die sentrale stad is van die Jode nie. Die Samaritane wil hom nie ontvang nie,
want hierdie geestelike hoofstap het hulle verwerp. Hulle wou nie deel wees daarvan, hulle wou niks daarmee te doen gehad het nie. En Jakobus en Johannes, hulle sê hulle is die broers van die donder, was kwaad gewees. Hulle wil onmiddellik iets doen. En hulle dink terug aan Elia. Elia net voor sy hemelvaart het 2 groepe van 50 mans van die koning Ahasia aangekom en daar het 'n groot vuur op hulle neergekom. En hulle wil onmiddellik dieselfde doen. Selfverdediging, selfvergelding. Maar Jesus bestraf hulle. Hoekom? Want hy is op 'n sending. Hy is op pad vorentoe, nie om te vernietig nie, maar om te red. Hy is op pad Jerusalem toe om te sterf, sodat mense die liefde kan ervaar en saam met dit kan leef. Jesus wys hulle tereg, juis om vir hulle hier te kom wys, dat daar meer is, as vergelding, as ander seermaak. Die Seun van die mens het gekom om mense te lief te hê, sodat hulle dit kan ervaar en gaan uitleef daar waar hulle is. En nie wil ander seermaak nie. En watter les is dit nie ook maar vir ons nie. Die mense wat jou telkermaal seermaak, verwerp, uitlag, mense wat dalk niks met jou te doen wil hê nie, hoe moet jy reageer teen hulle? Vra ons eintlik vandag. En die antwoord is, met liefde. Jesus wys, disippelskap gaan nie oor reg wees nie. Dit gaan oor liefde gee. Ek gaan daai een herhaal. Disippelskap gaan nie oor reg wees nie. Dit gaan oor liefde te gee aan ander. So dikwels wil ons die reg hê om terug te slaan, te oordeel, om te onttrek, om net weg te stap. En Jesus roep ons telke male om te sê en sê vir ons vergewe. Bly dien. Hou aan om lief te hê. Jesus is op pad na sy Exodus, sy hemelvaart. Maar steeds roep hy mense om hom te volg. Hy kyk vorentoe en hy weet wat hy moet doen, maar hy roep nog steeds mense om hom te volg. Hy doen dit wat mooi is en hy nooi hierdie mense sodat hulle moet kom, sodat hulle moet weet, sodat hulle moet hoor, sodat hulle moet beleef wat dit beteken om hom regtig te volg. Hy roep 3 mense. Jesus gebruik hierdie titel Seun van die mens vir homself en waarskynlik ook hierdie betekenis van hierdie nederige vereenselwing met die mensdom waarin hy homself blootstel as hierdie redder. En dan knoop hy hierdie gesprekke aan en hy wil regtig waar hê die mense moet besef wat aangaan. En in die volgende is daar 3 mense wat hy roep. En die eerste een is hierdie haastige entoesias wat sê ek sal U volg waarheen U ook al gaan. Maar Jesus antwoord, die Seun van die mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. Disippelskap is nie hierdie glamorous avontuur nie. Jy kry nie alles nie, jy gee jou gemak op, jy gee jou sekerheid baie keer op, en jy het nie alles nie, maar jy leef as 'n disipel. En hier probeer hy juis vir hom sê, ek het nie 'n huis gehad nie, maar ek het 'n kruis. Ons moderne kultuur sê, volg jou drome, volg al die dinge wat jy gelukkig maak, maar Jesus sê, volg my. Selfs al moet jy opoffer. Die tweede ene is die verskoning van al die verpligtinge. Laat my net eers my pa begrawe. Nou hier is 'n gedeelte in die Bybel wat vir baie mense obskuur is, en baie mense verstaan nie hoekom Jesus dit sê nie. En Jesus probeer eintlik hier in hierdie oomblik sê, wanneer jy 'n disipel word, dan is hierdie normale, sosiale en familiale verwagtinge nie bo die koninkryk van God nie. Die beskrywing van die familie as dooies lê waarskynlik ook iets van die geestelike dooies, wat ook nie toegelaat word om ons fokus van die disipelskap af te haal nie. As ons regtig mooi gaan kyk na alles, dan besef 'n mens hoe hulle ook in daardie tyd die dooies en geestes en al die goeders wat daarmee saamgaan, baie keer was vir hulle meer belangrik as die lewendes om hulle. Wat beteken dit vir ons? Jesus sê nou nie, moenie sorg vir jou familie nie. Hy sê nie, los hulle agter dat hulle honger en dors is nie. Hy sê, jou roeping aan hom moet eers kom. Selfs bo kultuur, selfs bo plig, selfs bo al die ander dinge in jou lewe wat jou aandag wegtrek van hom af. Hoe dikwels hoor ons die woorde,
ek sal eendag. Ek's net hierdie week 'n bietjie besig, wat van volgende week? Nee, hierdie naweek wil ek net 'n bietjie gaan lê, ek is nie nou lus vir ander goeders doen nie. Ons hoor dit maar gereeld om ons. Die laaste een wat hy kry natuurlik is die omkyker wat sê, maar laat my net eers gou-gou 'n afskeid neem van die mense. En dan antwoord hy, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en terugkyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Hy gebruik nou hierdie landboubeeld wat hy baie lief was vir om te doen. En hy sê as jy ploeg en jy kyk agtertoe, maak jy skewe vore. Jy moet voor jou kyk terwyl jy besig is om te ploeg. Nie terugkyk nie. Ons volg vorentoe. Hoeveel van ons kyk terug op die lewe? Ai, ek moes maar eerder dit gedoen het. Hoekom het ek nie maar eerder daai tyd dit gedoen nie? Maar Jesus kom sê, moenie terugkyk nie. Kyk vorentoe. Disippelskap vandag vra vir ons dat ons regtig Jesus sal volg. Die hier en die nou, en die opsies van hierdie lewe, ons weet van gemak, van alles wat reg loop, van jy kan jou foon opmaak en hoeveel verskillende, duisende eintlik apps oopmaak en winkels waar jy goed kan gaan koop. Ons is gewoond, alles is maklik vir ons nou, want tik, klik, klik, klik en ons gedoen. Maar dit beteken nie ons geloof gaan so wees nie. Dit beteken Jesus roep ons in 'n tyd soos hierdie, sodat ons prioriteite reg sal wees. Sodat ons reg sal reageer op dinge van hierdie wêreld. En dit vra opoffering. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit beteken baie keer om teen die stroom op te swem. Om te vergewe, wanneer jy dink dis nie moontlik nie. Om nie deel te wees van hierdie wêreld en wraak te wil hê nie, maar vrede vir almal. Ons lewe in 'n tyd waar baie mense sê, ek is gelowig, maar min wil die koste van disippelskap dra. So Jesus kom vra, volg jy my regtig? Of pas dit net in jou plan wanneer jy tyd het daarvoor? Daar was hierdie kerkkonferensie, 'n vrouekonferensie, en in 'n werkswinkel wat op konflikoplossing gefokus het die leier die deelnemers gevra om as 'n oefening met hulle na mekaar toe draai en klein bietjie tyd saam spandeer. En dan moet hulle nou met mekaar gesels en die konferensiegangers moes in twee verdeel en toe moes hulle vir mekaar sê, wat gaan aan in jou lewe en dan moet hulle antwoord, dit is jou probleem, maar wat is jou eintlike bekommernis? So die enige iets wat die persoon voor jou gesê het, moet jy sê, dit is jou probleem, maar wat is jou eintlike bekommernis? Nou hulle praat van 'n vrou, haar naam is Pam, en sy het langs haar goeie vriendin opgeëindig op die ou einde. Sy het as 'n leek in 'n kerk gewerk, met die verantwoordelikheid vir gesinsprogramme doen. En sy het gesê, sy raak regtig ontsteld wanneer mense sê, dat die kerk baie belangrik is vir hulle, maar dadelik sê, dat hulle nie met 'n spesifieke program of 'n klem of iets kan help nie. Hulle vind altyd iets belangriker. Haar voorbeeld was, ek dink regtig dat die kinders 'n topprioriteit vir die kerk is, maar ek kan nie sonnaskool onderrig nie, want dit is die oggend wat my kinders slaap, aangesien hulle die vorige aand laat op was. Voorbeeld wat sy noem. Of, ek dink dat gesinsuitstappies of samesyntyd belangrik is, maar ek kan nie na die piknik toe kom nie, want my seun het daardie dag rugby oefening. En sy het verskeie sulke voorbeelde gebruik om dit te noem. En nadat sy geluister het, sê Pam toe vir haar, dit is jou probleem, wat is jou eintlike bekommernis? Nou julle moet nou verskoon, maar die Engels sê dit die beste, en ek moet dit nou vir julle so sê. Sy sê, haar antwoord was, my concern is that I wish we could kick all the butts out of the church. In Afrikaans, my bekommernis is dat ek wens ons kan al die maars uit die kerk uitskop. Maar ek is besig, maar my kind het rugby, maar ek moet dit doen, maar ek moet dat doen. Ons wens ons kan soms al die maars net uitskop uit die kerk uit geloof uit. Ons het begin met die storie van die seun in die sneeu, wat sy pa se spore volg. Dalk volg iemand jou ook, dalk jou kind, jou kollega, jou vriend, en dalk vra hulle vir jou ook, waarheen is jy op pad? Jesus het Jerusalem toe gegaan met die kruis in sig, met ons
in sy hart. Hy draai vandag na jou toe en sê, volg my. Sonder voorwaardes, sonder omkyk, sonder verskonings. Hierdie Jesus wat ons ken is nie 'n vredelewende passivus wat net alles toemaak nie. Hy is 'n koning wat oorlog voer teen haat en geweld en sonde. Maar hy doen dit op sy manier. Deur liefde, deur lyding en deur die kruis. Daarom sê hy vir my en jou in 'n wêreld waar mense hulle vyande haat, volg my. Volg my in genade, in waarheid, in opoffering, in hoop. Die pad is nie maklik nie, maar is die pad van vrede, van waarheid, van lewe en van liefde. En Jesus sê hy het dit eers geloop. Ons sit hier vandag, ons kyk die nuus. Ons ervaar die oorlog oral en my hart breek elke keer as ek nog 'n bom aanval hoor. My hart breek elke liewe keer as ek hoor van al hierdie goeters en iewers in binne in my wil ek ook maar opstaan soos Jakobus hulle en sê kan ons nie nou maar die vuur vat en net almal verdelg en klaar kry nie. Maar dan kom Jesus en sê vrede, liefde, genade. So wat is ons opdrag? Bid vir vrede in hierdie lande. Bid vir almal. Bid vir albei kante, bid vir al die kante en bid vir oorwinning, maar bid vir genesing. En dan volg Jesus op sy pad van vrede. Selfs al is dit nie populêr nie, selfs al is dit nie maklik nie, al wil jy al die kante kies en jy weet daai kant is reg of daai kant is reg, sê Jesus, kies vrede. Ons het mekaar gesê, disippelskap beteken nie ek is reg nie. Beteken ek gee liefde. Kies genade bo oordeel, versoening bo vergelding, selfs in jou persoonlike konflik. Daar waar alles partykeer skeefloop en jy ook maar mense net een kant toe wil stoot, sê Jesus vergewe, leef vrede, gee genade. Jesus stap Jerusalem toe nie met geweld nie, maar met vrede. Hy laat hom verwerp. Hy laat hom kruisig en in daardie ondenkbare nederlaag lê die grootste oorwinning. Dis die koning wat ons volg. Die vrede wat ons leef. Dis die disippelskap waarvoor ons geroep is. In 'n wêreld wat skree vir oorlog, is ons geroep om in vrede te leef. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan praat ons met die Here. Here Jesus, U het U gesig vasgesit na Jerusalem toe. Vasberade en gehoorsaam tot die einde toe. U roep ons ook om U te volg. Nie net met woorde nie, maar met lewens wat getuig van U liefde. Laat U woord vandag nie leeg terugkeer nie, laat dit in ons groei, laat dit ons vorm, laat dit ons stuur. Help ons om nie vas te hou aan die gemak en al die verskonings nie. Maak ons vry om U te vertrou, U wil te vertrou en so die pad te loop. Stuur ons in vrede, vol van die Gees, vasberade om U te volg, oral waar U ons lei. Amen. Ons gaan afsluit met die woorde van laat Here die vrede deur my vloei, deur ons vloei, deur ons almal vloei. Ek herinner net sommer weer die deuroffer vandag is vir die jeugwerk. Julle kan op die aankondigings lees en dan onthou daar agter is die quilt. Dit is pragtig, asseblief skryf julle name op, sit die geldjie daarin of doen 'n EFT. Dit sal tydens September getrek word. En dan die wat saam met ons geëet het, sal onthou die lekker hoenderpastei wat ons geëet het, was van Huis Marie Lou. Daar agterop is ook die besonderhede oor as julle wil bobotie of hoenderpastei of iets bestel met die pryse ook daarbey. Asseblief ondersteun hulle ook. Kom ons sluit dan af met die woorde van laat Here die vrede deur my vloei. U kan maar staan.
Laat hierdie vrede deur my vloei. Maar laat ek daardie liefde bring. Laat ek in pyn en smarte troostend wees. En krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te lief. Om ander oor as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself. En ook Here te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. En laat ek omgee waar daar vrede is. Ek wil nie lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd ek my staan. O Heer, help my om altyd so te lief. Om ander oor as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself. En ook Here te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. En laat jy so vergeef. My wêreld om alles te verstaan. Die ander is al meer in my kan sien. Jy het die woorde van Jesus gehoor en sy liefde ontvang. Gaan leef nou soos hy. Gaan dien soos hy. Vergewe soos hy. Gaan in sy vrede en wees sy hande en voete, waar ook al jy gaan. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy jou roep tot 'n lewe van ware disippelskap. Mag jy nie terugkyk nie, maar voluit vorentoe beweeg in die lig van sy roeping. Stone.